Goeiedag. Sê nou maar jy blaai deur die advertensieblaaie en jy sien daar is 'n PlayStation speletjie wat jy graag wil koop. En daai speletjie kos R497,90. R497,90. Dan is dit mos baie makliker om daaraan te dink in terme van R500. Dieselfde beginsel gebeur toe jy miskien dalk die eindstryd van die Wêreldbeker rugby gekyk het en die ou op die televisie het gesê, ja, en daar is 100,000 toeskouers op die veld. Of nie op die veld nie, op die paviljoen eerder. Was al presies 100,000. Nee man, hulle het dit afgerond. En dis waarna ons nou gaan kyk, afronde. Om afronding mooi te verstaan, moet jy ook 'n begrip hê van plekwaarde. So terwyl ek nou 'n groot getal op hierdie bord gaan skryf, dink jy so lank vir ons aan plekwaarde. Kom ons lees gou hierdie getal. Kan jy hom lees? 2.643,0699. So wat is die plekwaardes? Kom ons kyk. Aan die linkerkant van my komma, sê ons kry die ene. Sy nou onthou jy. Dan die tiende, ons skryf dit met hoofletters. Honderde, duisende, en dan 10.000, 100.000, en wat ons nou op het, die laaste een, miljoene. Ja, en aan die regterkant van die komma, wat het ons dan? Tiendes, honderdstes, duisendstes, 10.000stes. En kan jy sien, dis klein lettertjies? Ja, nou goed. Ons wil nou graag hierdie getal afrond. En ons gaan hom doen om afrond na 'n klomp belangrike plekwaardes toe. Eintlik al die plekwaardes, sodat jy genoeg oefening kan kry. So, kom ons rond af tot die naaste ene. Tiene, honderde, duisende, sal nou die ander op die ander kant doen. As jy hom nou moet afrond tot die naaste ene, of een, wat sê die reël? Hoe rond ons af? Jy kry jou gevraagde afrondingswaarde, plekwaarde, daarso, die ene. Kyk dan na die waarde aan die regterkant van daai gevraagde afrondingsplek. Dis 'n 0. Nou, as ek 'n 0, 1, 2, 3 of 4 het, beteken dit dat hy my afrondingswaarde nie gaan verander nie. Daai 3 gaan 'n 3 bly. Maar, as ek 'n 5, 6, 7, 8, 9 het, dan gaan my afrondingswaarde gaan 1 meer word. Kom ons doen die voorbeelde dat jy kan verstaan. So, ek wil nou afrond tot die naaste 1. Nou kyk ek na die waarde aan die regterkant van hierdie ene. Dis 'n 0. Die 0 gaan hom nie 1 groter maak nie. So hy bly 'n 3. Dan is dit 2.398.643. En wat nou van die komma 000? Ouens, as ek vra dat jy hom moet afrond na al hierdie wat die hoofletters het, dan gaan jy nie 'n komma met die desimale waarde sit nie. Dan stop jy hom net so. Goed, so daar bly hy nou so. Afronding tot die naaste 10. Daar is my afrondingsposisie. Dis die 10e. Kyk na die waarde aan die regterkant van my afrondingsposisie. Dis 'n 3. Daai 3 is een van 0, 1, 2, 3, 4. So hy gaan hom nie verander nie. Hy bly 'n 4.
So dis 2.398.600, daai 4 bly daar, en wat kom dan nou in die plek van die 3? Hy moet nou 'n 0 word. Ek rond hom af tot 10e, so hy word 'n 0 vir daai 10. Goed. Dan moet ek hom nou afrond tot die naaste 100. Om hom af te rond tot die naaste 100, kyk ek na my afrondingsposisie, dis 'n 6, die waarde aan die regterkant van my afrondingsposisie is 'n 4. Die 4 gaan nie die 6 een meer maak nie. So hy bly 2.398.000. Ons het gesê die 4 maak nie die 6 meer nie. So daai 6 bly in die honderde se posisie. En wat gebeur nou daar by die 10e en 1e? Hulle moet nulle word. Dan afrond tot duisende. Daar's my afrondingsposisie. Kyk na die waarde aan die regterkant van my afrondingsposisie. Dis 'n 6. Gaan daai 6 my afrondingsposisie 1 meer maak? Ja, want 6 is deel van daai groepie van 5, 6, 7, 8 en 9, so hy moet hom enetjie meer maak. Dan gaan daai een in die duisende se plek, gaan dan 'n 9 word. So 2.399.000 en daai waardes word dan nou nulle. Goed, kom ons rond verder af, tot by 10.000, 100.000, 10 is 100.000 en miljoene, en dan gaan ons ook afrond tot die naaste 5. 10.000, daar is my 10.000. Kyk na die waarde aan die regterkant van die 10.000. Dis 'n 8. Hy gaan my afrondingsposisie 1 meer maak. Dan word 9 plus 1 is 10. Moet daar nou 'n 10 staan? Nee, dan moet ek 'n 0 skryf en die enetjie mos oordra na die 100.000. Net soos wat jy opgetel het, toe wat jy geleer het in die laer grade 1, 2, 3, 4 en so aan. So hy word dan nou, hy gaan 1 meer word, so dis dan 2.400.000 en daai klomp nulle, 2.400.000. Die 100.000 moet hom afrond na 100.000 toe. Kyk na die waarde aan die regterkant van my afrondingposisie. Dis 'n 9. Daai 9 is deel van die groepie van 5, 6, 7, 8 en 9, so hy maak die 3 dan nou 1 meer. So dan word dit weer, daai word 'n 4, so dis 2.400.000. As ek hom nou na miljoene moet afrond, daar's my afrondingsposisie, is miljoene. Kyk na die waarde aan die regterkant van die afrondingsposisie, is 'n 3. Gaan daai 3 die 2 groter maak? Nee, so dit bly 2 miljoen. Sê nou maar ek moet dit afrond tot die naaste 5. Dis nou dalk in die ou tyd toe daar 5 sente was en ons met 5 sente gewerk het, né? Dan kyk jy eintlik na jou laaste 2, jou 10e en jou 1e. As ek, sê nou maar jy vergeet nou al hierdie ander waardes. Ek het daar 43. As jy in terme van 5 sente dink, hoe sou jy dit kan dink? Is dit nader aan 40, aan 45 of dalk aan 50? 43 is die naaste aan 45. So as jy hom afrond tot die naaste 5, dan moet daai 3 nou letterlik 'n 5 word, wat sê 2.389.000, 98 altes, 98.645. Goed. Nou, wat gebeur as ek moet afrond na my 10des, 100stes, 1000stes, 10.000stes en so aan? 10des, 100stes, 1000stes. Ons gaan net tot daar afrond. Goed. Nou kyk ek, okay. My 10des is in 1 plek na die komma. So dan sal ons ook sê dit is 1 desimale plek. 100stes beslaan 2 plekkies na die komma. So dan gaan ons ook sê dis 2 desimale plekke. Jy het ook al gehoor, hulle sê vir jou rondaf tot 2 desimale plekke.
duisendstes? 3 desimale plekke, mooi. Goed, so kom ons rond nou af. My afrondingsposisie is die tiendes, is die 0. Kyk na die waarde regs van hom, dis 'n 6. Daai 6 is in die groepie wat my afrondingposisie 1 meer maak. So dan word hierdie nou 'n 1. So ek het nog steeds 2.398.643,1. Maak het vir jou sin? Kom ons kyk na die volgende ene, 100stes. Daar's my afrondingposisie is die 6. Kyk na die ene aan die regterkant, daai 9. Maak die 9 die 6 groter? Ja, so dan moet hierdie 'n 7 word, want hy word 1 groter. So dis 2.398.643,07. Ouens, jy maak nie daai 1 nie, hoor? 0,07. Laaste enetjie as ek na my duisendstes wil afrond, kyk na my 10.000stes om aan te dui of uit te werk of my duisendstes groter gaan word. Ja, die 9 is in die groepie van 5, 6, 7, 8 of 9, so hy gaan my afrondingposisie 1 groter maak. En nou weer 'n keer, soos wat ons nou hier gehad het. As ek hom groter maak, gaan ek 1 bytel en daai enetjie word mos nou meer, soos die oordra. So dis 2.398.643, die 0 bly, 6 word 'n 7, en dan, ek het gesê duisendstes, en duisendstes is 3 desimale plekke, so jy moet dan 3 plekke na die komma skryf, so dan word daai 'n 0. Okay, ek hoop jy verstaan nou afronding. Nou is daar nog 'n ding wat saam met afronding gaan, wat baie dieselfde is as afronding, en dit is skatting. As jy skat, wat doen jy? Eintlik, hoe rond jy dan af? Dis net presies afronding, maar ons rond af vanaf die eerste waarde 'n nie 0 waarde is, en die res nulle. So, my eerste waarde, my eerste syfer, moet nie 0 wees, dit wil sê, hy mag nie 0 wees nie, die res moet nulle wees. Hierdie reël geld nou maar as ons nou nie desimale getalle net het nie, of nie net 'n 0,699 het nie. So ek soek een syfer wat nie 'n 0 is nie, en die res moet nulle wees. Ek hoop jy verstaan nou afronding en skatting sommer baie beter, en dat jy dit in die toekoms mooi sal kan doen. Tot volgende keer. Totsiens.